2 Junie vanmorgen 2026, lesing 27 van die groot Johannes Evangelie, boek 4. En ons gaan nou nog aan met die magnetiese slaap van hierdie kerel Zorel. En nou leer Yeshua vir ons weer iets wat vir ons niet is. Meeste mense is dit nie, die verhouding tussen liggaam, siel en gees. Jy is 'n drieledige wese. Is eintlik 3 persone in 1. Maar net soos wat Vader, Seun en Heilige Gees is ook 1 wese, maar hy 3 komponente. Is ons ook hierdie 3 komponente, maar meeste van ons leef net vanuit die liggaam, verstaan net die liggaam se begeertes en se behoeftes, en ons kom nooit by die siel se behoeftes nie. En nou het ons gesien hoe wonderbaarlik hierdie Zorel, toe hy nou in sy siel kom, en hy al hoe groter en sterker word in sy gees, wat nou vir ons voorgestel was deur 'n embryo, wat later in 'n 4-jarige kind word, en toe uiteindelik, waar ons gister afgesluit het, is die innerlike persoon nou so groot soos wat hy is nou 'n volwasse mens. En dit dui net die geestelike groei, wat nou vir hom in sy wese gedoen is deur Yeshua in die magnetiese slaap, maar wat vir ons of vir hulle wat destyds bygestaan het, 2000 jaar terug, 'n les was in hoe die pad deur die geesteryk werk. En dit is ook vanoggend vir ons 'n les om verder te vat. Dit is hoe dit gaan lyk in die ander kant, in die geestelike sfeer vir mense wat oorgaan. Daar is nie 'n stagnante bly by een plek nie. Altyd word die moontlikheid gegee om of op te gaan, of as die siel baie onwillig is, dan gaan hy outomaties of uit die aard van die saak af. As jy die liefde aan die ander kant verwerp, waarmee engele na jou toe kom, en waarmee Vader vir jou proewe stuur, om naaste liefde toe te pas vir ander arme siele, wat swaar kry, en jy is nie bereid om dit te doen nie, dan sal jy of stagneer daar waar jy is, of jy sal terugval na dieper vlakke van die doderyk of die hel. Dit is maar hoe dit werk. Maar hier is Yeshua met hierdie ou, hy het sy hand, en hy vat hom nou na die 3de stadium toe. Dit is die stadium van gees. Hoofstuk 54. Yeshua sê, kyk, nou gou sal hy, Zorel, in die 3de stadium kom, let goed op wat hy sê. Nou vra Sirenius, meester, as Zorel nou op die weide of op die weiveld wat vir ons onsigbaar is, aan die slaap moet raak, wat is dan die bedoeling daarvan? Is dit nodig, of sou hy, sonder om op 'n bepaalde manier aan die slaap te raak, nie in die 3de stadium kon oorgaan nie? So tot by gisterse lesing was hy nog in die stadium van sy siel, en toe Yeshua vir hom gesê, gaan lê bietjie daar, gaan slaap eers 'n rukkie. En nou sê hy verduidelik, Yeshua sê, as sy siel suiwer was, sou dit ook sonder so 'n slaap kon gebeur het. Maar solank sy siel nog deur bepaalde bande met die liggaam in verbinding staan, moet vir die verwisseling van stadiums 'n sekere verdowing intree, waarin die siel ongemerk in 'n ander stadium kan oorgaan, 'n ander geestelike stadium. Wat Zorel se siel nou in die 2de stadium gesien en gesê het, was behalwe vir homself slegs 'n skynwerklikheid. In die 3de stadium gaan hy eers werklik helder sien, en wat hy dan sal sê, sal ook volledig werklikheid wees. So Yeshua het hom in daardie droomtoestand, want dis die maklikste wat ons dit kan verstaan, is 'n droomtoestand waarin jy beweeg. En dit is iets wat Yeshua
deur sy gees bewerk het, maar dit is 'n skynwerklikheid, dit was nie werklik daar nie. Hy was in 'n stoel of op 'n bankie slapend gewees, maar sy siel het in hierdie innerlike van hom rond beweeg. Ons het nou gelees uit die pad, wat soveel bosse en struikbosse was in die water, die see langsaan ensovoorts. En hy het verduidelik gister wat dit als is. Nou vra Sirenius weer, wat is die slaap dan eintlik? Hoe en waardeur ontstaan dit? Yeshua sê, wil jy dit dan ook weet? Nou goed dan, as jy dit met alle geweld wil weet, dan moet ek dit tog vir jou vertel. Luister dus. As jy 'n oorkleed dra, volgens ons is die woord 'n oorkleed is 'n jas of 'n baadjie, en volgens die Griekse mode 'n broek aan jou bene het, lewe die kleed en die broek deur die beweging van jou liggaam. Dit wil sê, dit moet homself so voeg volgens jou wil, soos wat jou ledemate hulle voeg volgens die wil van jou siel. As jy egter in die somer 'n bad neem, trek jy jou klere uit, omdat jy dit nie in die bad kan gebruik nie. Oorkleed en broek neem nou, terwyl jy in die bad is, noodsaaklikerwys 'n rus, en wikkel of beweeg nie. Kom jy weer uit die bad, dan sal jou oorkleed en jou broek dadelik weer, soos vroeër, in beweging gebring word en in 'n sekere sin saam met jou lewe. Waarom trek jy egter jou klere uit om te gaan bad? Kyk, omdat dit jou belemmer en begin te knel. In die bad is jy egter verkook en jou klere waarvan jy las gekry het, sal vir jou na die bad so lig soos 'n veertjie voorkom. As jou siel deur die daaglikse ongemak moeg en swak geword het, ontwaak in haar die behoefte aan 'n verkwikkende en 'n versterkende rus. Die vermoeide siel trek dan weldra haar vleeslike kleed, wat van ledemate voorsien is, dis hierdie vleis waarin ons is, uit en klim in 'n versterkende bad van geestelike water, en bad reinig en versterk haar daarin. As sy weer fiks geword het, trek sy haar liggaamlike mantel weer aan, en beweeg diese logge ledemate weer met groot gemak. Jy het nou deur die verhaal van Zorel beslis gesien, of veel eer lewendig waargeneem, dat daar in sy siel nog 'n innerlike ligmens uit die hart van sy siel begin ontkiem het, wat homself ten opsigte van die wese van die siel byna so 'n verhouding het, soos die materiale liggaam ten opsigte van die siel. Wel, hierdie ligmens het voorheen in sy siel, as sy gewaad wat van ledemate voorsien is, nooit ooit enige impuls gekry nie. Dit het in die hart van die siel gelê, soos 'n eier in 'n vrou, sonder 'n manlike stimulus, prikkeling of opwekking. Deur hierdie spesiale behandeling is die eintlike oerlewenskern deur die woord van my en van Zinka tydelik gestimuleer, geprikkel en opgewek, en daardeur het hy begin te groei, totdat hy sy hele siel, dit is sy mantel, gevul het met sy suiwer geestelike wese. Toch het die siel, hoewel sy vir die oomblik soveel moontlik gereinig is, nog sekere materiële dele in haar, wat dit vir die suiwer gees moeilik maak, of te moeilik maak, omdat hy voorheen nooit opgelei was om so 'n las te dra nie. Hierdie geesmens, wat in 'n sekere sin slegs kunsmatig geestelik opgewek is, en tot 'n vinnige groei genoodsaak is vir die dra van die onbeholpe siel nog veels te swak, en verlang na rus en versterking. Hierdie skynslaap van die siel op die bergweide of bergweiveld is derhalwe niks anders as die aflegging van die mees stoffelike dele van die siel deur die gees nie.
soos wat 'n mens jou klere uittrek wanneer jy gaan bad. Dit is 'n reinigingsproses. Slegs dit in die siel wat aan hom verwant is, behou hy. Die ander moet intussen rus, soos wat die liggaam stil rus, terwyl die siel kragte opdoen, of soos wat jou kleding rus, as jy jou liggaam in 'n bad 'n verkwikkende versterking gun. Ek dink hy het nou vir ons redelik duidelik gemaak wat hierdie rus is, en hoekom dit nodig is, veral vir hierdie Zorel, wat maar 'n baie wêreldsgesinde siel was. En Joshua sê, as hy nie so wêrelds was nie, as hy byvoorbeeld een van sy apostels nou sou in 'n slaap bring, dan kan hy hulle direk na hulle gees toe lei. Maar daar bestaan tydens die rus van die buitenste grower en onedele dele, terwille van die versterking van die edeler mensdele, tog altyd 'n onderlinge verbinding. Kom daar iemand, terwyl jy jou in die bad verkoop, wat jou uitgetrekte klere neem en gaan verniel, dan sal jou natuurlike en noodsaaklike liefde vir jou klere dadelik 'n baie kragtige en woedende veto uitspreek. Nog hegter verbinding bestaan daar tussen die liggaam en die siel. Wie voortydig die liggaamlike mantel sou wou neem en verniel, sal 'n baie merkwaardige behandeling kry. En mense, hierdie band tussen liggaam en siel hou nie heeltemal op wanneer jy sterf nie. Daar is sekere sielspesifiekums teenwoordig in 'n liggaam wat die siel vanuit uitgegaan het. Daai liggaam is dood, hy haal nie asem nie, daar's nie hartklop nie, daar's geen breinfunksie nie. Maar daar is nog sekere sieledele in daai liggaam teenwoordig. Die mees wat's obvious in Afrikaans, voor die hand liggende of ooglopende is jou naels en jou hare. Dit vorm deel van jou siel en nie van jou liggaam nie. Dit is wel sigbaar vir ons oë, maar dit is eintlik siele uitgroeisels. En baie mense wat in lijkshuise werk sal vir jou getuig dat die mens wat dood is, sy naels en hare groei na sy dood. Maar dit is nie die enigste sielspesifiekums wat daar is nie. En daai sielspesifiekums verbind dan met die siel na mate verrotting intree van die liggaam. Kom daai dele wat by die siel hoort aan die ander kant waar die siel is aan. En dit is daarom, en dit is hoekom hierdie so goeie les vir ons is ook, is dat verbranding of verassing van 'n liggaam is nie in Vader se orde nie. Want die siel self ly skade aan die ander kant. Ja, ons weet Vader is genadig en hy kan die proses sekerlik in jou guns draai. As jy byvoorbeeld sê maar jy sterf, jy het altyd geglo aan begrafnis, maar jou familie om een of ander rede veras hulle jou. Dit was nie jou wil nie. Maar wanneer mense dit vrywillig wil, weet ek nie hoe die genade aan die ander kant sal wees nie. So wat ons hieruit leer is dat die liggaam is soos 'n kleed vir die siel. En ons mag nie daai liggaam vernietig nie. Selfs nie na die dood nie. Daai proses van stof is jy gemaak en tot stof sal jy terugkeer. Wat basies is van silika en ander minerale waarvan jy saamgestel is. Jy is daaruit saamgestel en jy sal teruggaan daarheen. Want Vader het vir Eva 'n liggaam gemaak uit die klei uit die stof, uit die ribbebeen, maar met, soos hy sê, met klei omhul of vlees. Want ons liggame bestaan hoofsaaklik uit silika en water en dan nog 'n hele paar minerale in kleiner hoeveelhede. So dit is wat vir my ook hier uitkom uit hierdie stukkie. Maar tussen siel en gees bestaan die mees hegte verbinding. 'n Siel, veral 'n baie rein een, is naamlik self 'n geestelike oerelement
en die gees sou vreeslik te kere gaan, as 'n mens hom sy liggaam en sy kleed sou ontneem. Hy sal dan dadelik in ligte laaie wees en alles vernietig wat in sy omgewing kom. Maar die siel moet tog eers die materiële algeheel aflê, voordat die gees dit in die siel, wat aan hom verwant is, tot homself kan aantrek, as sy eie, en daarmee 'n volmaakte eenheid kan vorm. Die materiële van die siel is vir die gees sigbaar, as dit waarmee die siel beklee is. Jy het gehoor hoe Zorel oor 'n vuil hemp praat, wat hy self in die meer skoon gemaak het, 'n hemp of 'n jas, ek kan nie meer onthou nie, daarna uitgewring en nog nat aangetrek het. Kyk, hierdie kledingstuk vorm nou nog die materiële buitekant van die siel, wat eers afgelê moet word, en wat moet gaan rus, voordat die innerlike, goddelike geesmens volledig kan oorgaan in sy siel, wat hom baie nou verwant is, en waarmee hy dan een geheel kan vorm. Die geesmens is die heel suiwerste, naaste aan Vader mens wat in jou is. En dit is die Vader Gees self, dis sy vonk, dis sy oerdruppel wat hy vir elkeen van ons gegee het, wat aan ons oorgedra is deur ons gene lyn, en wat sterk en kragtig in Adam se lyn geplaas was, ten spyte van hulle oortreding. En dit is hierdie gees mens, wat uiteindelik aan die ander kant in die hoogste hemel gaan kom. Eers wanneer jou siel en gees volledig verenig het, wat by meeste mense 99,9% eers aan die ander kant gebeur. Dit gebeur eers na die dood. Maar nou kort voor die einde van hierdie dispensasie of hierdie periode van 6000 jaar, het Vader die moontlikheid daar gelaat vir sy kinders, om terwyl hulle in die vlees is, nou alreeds eenheid tussen siel en gees te kan kry. Dit is 'n proses wat baie moeilik is, maar dit is moontlik. En hy het vir ons genoeg riglyne gegee hoe ons daai vereniging kan bewerk. Ons noem dit die eenwording. En dan direk na die eenwording tussen siel en gees vind dan die wedergeboortes plaas. Dit is die oorgang van 'n vleesmens na 'n geesmens toe. Dit is 'n hergeboorte. So dit is nou vir ons moontlik, want ons is in daardie tyd. En hy help ons deur in die skrif, sê hy in Joël 2, hy sal sy gees weer kragtig aan die einde uitstort as laat reëns. Die vroeë reëns lees ons van in Handelinge 2, toe die gees soos tonge van vuur op die apostels neergekom het. So verstaan dit net so, en hierdie les wat hy nou vir ons gee, sluit aan by hierdie eindtyd moontlikheid wat ons het, om een te word met hom. Vers 13, die oomblik van oorgang neem altyd 'n tydjie in beslag, omdat alles wat binne die eintlike bereik van die vrye lewe hoort, homself eers ten volle met die nuwe en meer edele wese moet verbind. So siel en gees moet verbind, maar die siel kan nie verbind as daar nog onreinhede aan hom vas of aan haar vaskleef nie. En dit noem ons hierdie verbinding die geestelike huwelik. Dit is die huwelik wat in die Bybel van gepraat word. Dit is 'n eenwording tussen die gees, die manlike, en die siel, die vroulike. En die siel is die eintlike jy. Dit is jy wat geval het en wat weer wil terugkom in die Vaderhuis. En wanneer ons sê, Vader, laat u koninkryk kom in die hemel, sê ons niks anderste as dat u koninkryk in my hemel moet gebeur. Laat my siel met u gees verenig, help my.
Laat u koninkryk kom in die hemel net so op die aarde. Is nie 'n plek daarbo in die lig tussen die sterre nie. Dit is jou hemele. Dit is jou suiwer gees wat hy vir jou gegee het, maar wat hy hier sê in hierdie man slapend was. En meeste van ons gees is slapend, omdat ons nie die gees opwek nie. En die enigste manier hoe jy die gees opgewek kan kry in jou, is as jou siel gereinig is, en dan toenadering soek tot Vader. En die enigste manier hoe jy dit reg kry, is deur werke van liefde onder jou naaste, en vir Vader natuurlik eerste, en tweedens deur innerlike gebed wat in gees en waarheid gebid word. Nie lang lippe gebede nie, maar 'n innige behoefte om nabyheid met Vader te soek. Dit is hoe jy hierdie eenwording of hierdie geestelike huwelik bereik, wat ons nou van lees. Daarna kan die nuwe wese of die nuwe hemelse mens, wat nou self alles voel, dink, sien, hoor, ruik en proe, selfstandig optree, in die bepaalde slaap, is nou van Sorel, vind hierdie noodsaaklike geestelike verhuising plaas. Nadat die verhuising plaasgevind het, is die nuwe mens klaar, en het hy in sy algeheel suiwere geestelike bestaan vir ewig geen verdere verandering meer nodig nie. Hy is nou heeltemal omvorm, maar in die toestand is die mens dan ook heeltemal volmaak, en kan hy as wese nie nog verder vervolmaak word nie. Slegs in die stadige meer en meer volmaak word deur die suiwer hemelse liefde en wysheid en haar mag, wat die hele oneindigheid reël, bestuur en lei, en in die kennis daarvan kan 'n mens vir ewig 'n stadige toename verwag, en ten gevolge van die steeds hoër liefde, wysheid en mag, daardeur ook die bereiking tot 'n altyd hoër saligheid. So die volmaaktheid vind plaas wanneer siel en gees verenig het, maar daarna is vir 'n ewigheid voor jou altyd die moontlikheid om meer salig te word. Dis nie dieselfde as meer volmaak nie. Salig beteken sekerlik iets wat die lekkerste gevoel wat jy in jou hele lewe gehad het. En ek kan dit onthou, dit is die gevoel wat jy het wanneer jy jou maat, jou lewensmaat ontmoet en jy nog daar kuier. Dis daai gevoel van liefde in jou. Nou saligheid is net meer en meer en meer van hierdie gevoel. En moenie dink dat aan die ander kant daar 'n verveling sal wees nie. Jy sal altyd smag na nog meer, en altyd sal nog meer vir jou gegee word, presies volgens die maat wat jy kan inneem. Vader gaan nie vir jou met take belas wat jou vermoei daar nie. Hy weet presies wat hy van jou kan verwag, en daarom gaan hy dit vir jou gee in daai selfde mate. Vir party mense meer, vir party mense minder. Dit is waar die gelykenis van die talente ook verduidelik wat gebeur in die hiernamaals. So hou dit in gedagte dat die hemele is 'n voortdurende groei in groter saligheid, wat dan beteken 'n gedurende groei nader aan jou hemelse Vader, wat elkeen se strewe moet wees. Maar in die toestand is die mens dan ook heeltemal volmaak. Ja, dit het ek klaar gelees, ons is nou by hoofstuk 55, nee. Ja. Ek net daai laaste vers lees, 15. Sorel sal nou aanstonds as so 'n volmaakte geesmens optree, en hy sal steeds nog deur sy liggaamlike mond vertel oor die voltooiing van sy wesenlike volmaakte menslike natuur. Let nou op, hy sal dadelik weer begin praat. Sorel se blik in die skepping, hoofstuk 55.
Nadat my uitleg aan Sirenius beëindig is, begin Zorel, wat gedurende al die tyd so stil soos 'n dooie daar gelê het, homself te beweeg en kry so 'n bo-aardse uitdrukking op sy gesig, dat sy uiterlike selfs die aanwesige Romeinse soldate baie eerbied inboesem, en een van hulle sê, die man lyk soos 'n slapende god. Ook Sirenius sê, waarlik, 'n onbeskryflik verhewe mensebeeld. So wat hier gebeur is, nou dat die gees hierdie hele wese van liggaam, siel en gees oorneem, kry selfs die liggaam hierdie skynsel van die goddelike lig, gaan reg deur. En dit kan jy in 'n mindere of meerdere mate in mense sien op aarde wat leef en wat werklik vir Vader baie lief is. Daar is 'n lig wat uit hulle uitstraal. En jy neem dit waar met jou gees, nie altyd met jou oë nie, maar daar is gevalle waar jy dit werklik met jou oë kan waarneem. En dit is wanneer daai 7 geeste wat daar op die bord is, die 7 kleure van die reënboog, wanneer hulle deur jou hart skyn na die geestesmens toe, dan ontvang die geestesmens die lig as suiwer wit lig. Want daai 7 kleure van die reënboog, as jy hom deur 'n prisma sit, dan is dit wit lig. En as jy hom terugsit deur die wit lig, dan is dit weer 7 kleure. En dit is by 'n volledige geesmens sigbaar. En dit is ons oorwinning. En dit is ons oplossing vir hierdie eindtydse aanslag. Want een ding wat die lig nie kan vat nie, is elke sataniese wese waarmee jy en ek in kontak kom. Hulle vlug vir die lig. Hulle sal nie naby kom as jou lig skyn, en hulle kan dit sien, omdat meeste van hierdie wesens wat nou oor ons regeer, in 'n meerdere of 'n minder mate besete is. En hulle kan nie die lig vat nie. En die lig is soos 'n afwering, is amper soos 'n skild. Oor die naweek het 'n persoon my vertel, toe daar 'n opstand in die tronk was, en die klomp begin te kere gaan het daar, en die plek begin brand het, en mense begin doodsteek het, en dan is wit mense altyd die grootste gevaar, in die grootste gevaar. En die een persoon, 'n swarte, het met 'n selfgemaakte mes op hom afgestorm, en hom seker, hy sê, baie 20 keer gesteek. Hy sê, maar hy het nie 'n steekplek aan sy liggaam gehad nie. Nie 'n krappie nie, nie bloed nie, niks. Dis hoe Vader jou beskerm. En dit is die lig wat uitgaan, wat Yeshua self is, wat ons beskerm. En dit is ook daai lig wat op 'n stadium intens uit al sy kinders gaan uitstraal. En dit gaan die gees van verskrikking in hierdie ANC klomp gesindes wat net en die EFF en dit wat ons net almal wil doodmaak. Dit sal ons wapen wees. En dit is ook ons wapen op hierdie plaas, is die lig wat Yeshua hier geplaas het deur sy engele, wat ons beskerm. En 'n swarte het dit nou die dag vir iemand gesê, jare wat terug. Hulle roof en betree nie hierdie plek nie, want daar is manne, groot manne met wit klere, op al die hekpale, en al die pale om die plaas. Ek het dit nie gesê nie, hy het dit gesê. Nou waar sal hy aan so iets kom? Hy weet nie wat ons hier binne doen nie. So weet dat hierdie lig is 'n bereikbare doelwit, of 'n doel wat ons kan bereik. Ons moet net harder probeer. Ook ten slotte open Zorel sy mond en sê, nou het hy wakker geword en hy's nou in die geestelike mens in homself. So staan nou die een in sy volmaakte wese voor Elohim, wat hom nou eers herken het
liefhet en aanbid. Voorheen het hy hom net gesien as sy vriend. Daarop volg 'n pouse. Daarna praat Zorel verder en sê, my hele wese is nou lig, en ek sien geen skadu nie, nog in my, nog buite my, want ook om my heen is alles lig. Binne hierdie alom aanwesige lig sien ek egter nog 'n mees gewyde lig. Dit straal soos 'n baie kragtige son, en daarin is die meester. Eers dag ek van my vriend en gids, dat hy slegs 'n mensesiel is soos wat ons is, maar in my vorige toestand het ek alles nog nie gesien soos wat dit werklik is nie. Nou eers herken ek die gids. Hy is nou nie meer by my nie, maar in die son sien ek hom, wat nog gewyder as gewyd is, of nog heiliger as heilig is. Oneindige skares volmaakte liggeeste sweef aan alle kante om hierdie son, in kleinere, grotere en baie groot sirkels. Hoe oneindig majestueus lyk dit nie, o mense, om Elohim te sien en hom bo alles lief te hê, is die grootste genot, die hoogste saligheid. Net hier 'n bietjie by stilstaan hier. Joshua het heeltyd voor hom uitgeloop en hom gelei, en hy het hom herken as 'n verhewe wese, iemand wat hom nou baie goed bystaan en wat hy sal volg. Maar eers in sy geestoestand herken hy vir Joshua as God Elohim self. En dit is die voorwaarde vir jou om in jou geestelike mens te kom. Dit is daai erkenning. Nie net dat hy 'n mens was nie, of 'n profeet was nie, maar dat hy Elohim self is, die hoogste wese in die heelal. As jy dit erken het, dan kom jy in die toestand waarin hierdie man nou is. En dis wat Joshua vir ons hier wil leer. En so baie mense, so baie Christene, kom nie by daai punt uit nie. Hulle het altyd nog twee ander gode wat hulle saamsleep. Hulle het mos hulle drie enige God, Vader, Seun en Gees. Maar is drie persone. En dan het jy die Israeliete wat Joshua afbreek. En alles wat goddelik was aan hom ignoreer. En sê, hulle kan sonder Joshua kan hulle salig word. Jammer, jy kan nie. Dit is nie moontlik nie. Hier wys hy dit vir ons, en dit is nou nog voor hy die finale prys kom betaal het, en vir ons die brug gebou het, na die hemelse, wil dit nie paradys noem nie, kom ons noem dit die hemelse Jerusalem, want dit is baie, baie hoër en verhewender as die paradys waar almal in was, tot by sy kruisiging. Onthou dit, daai erkenning is aller belangrik. Ons lees verder, maar nou, ek sien nou nie net alle hemele nie, maar my blik dring nou ook deur in die diepte van die skepings van die almagtige een groot Elohim. Ek sien ons skraal aarde deur en deur, en ek sien alle eilande en vaste lande op die hele aarde. Ek sien die bodem van die see, en alles wat daaronder is, en bestaan. Al die baie skepsele in die see, van die kleinste tot die grootste, wat 'n oneindige verskeidenheid is daar tog nie. So hier is weer 'n belangrike openbaring dat daar lewe is in die aarde, onder die see. Want hier praat hy daarvan. Hy sien dat daar baie skepsele is, en hy sien reg deur die aarde. Hy sê, ek sien die aarde deur en deur. En dit is baie belangrik dat ons dit verstaan, want dit word baie duidelik genoem in die boek Henog, wat in die boek van herinnering is. En daar is baie wesens wat in die aarde woon, onder die see, onder die oppervlak, onder die aardkors, is daar lewe. Is nie net op die oppervlakte van die aarde nie. Ek weet, dit is vir mense baie moeilik om dit te begryp, maar
daar is boeke wat ons van Vader gekry het, wat dit vir ons meer verduidelik. Onder andere nog 'n boek van Jacob Lorbe, Die aarde en maan, waar hy die samestelling van die aarde baie deeglik beskryf. Vers 7, ek sien ook hoe die gras gevorm word deur allerlei kleine geeste, wat baie haastig en ywerig is. Ek sien hoe die wil van die Almagtige hulle aanspoor, om ywerig te wees, en ek sien van elk van die tallose kleine geeste, die doel en die taak wat presies afgemeet is. Soos wat die bye aan hulle wasselle werk, so werk die klein geesies aan en in die bome en struike, grasse en plante. Dit alles doen hulle wanneer hulle gegryp en deurdring word deur die wil van die een wat my vriend en gids is. Gids was op die smal en doringagtige pad van my selfbeproewing van die lewe tot hiertoe. En wat nou in die onbereikbare som in sy oergewyde lig woon, en sy wil in alle oneindighede laat uitstroom. En die onbereikbare som noem ons dan die geestelike som. En dit is waarin Joshua woon, en dit is daai geestelike som wat alles tot lewe wek. Ons sien nie die geeste in die bome en die struike nie, maar hulle is werkend, en hulle het die vorm van mense. Hulle het die vroulike vorm en hulle het manlike vorm. Die vroulike vorm het nog wel vlerkies, baie klein, hulle is nie groter as dit nie. Ek weet nie wat verskillende groottes alles daar is nie, maar hier en daar het mense al van hierdie goed in die hande gekry of gefotografeer. Dit bestaan. Dit is waar ons verhale vandaan kom, van veekies en kabouters, wat niks anderste is as natuurgeeste nie, wat vir Vader werk verrig, binne in die minerale ryk, binne in die plante ryk en binne in die diere ryk. En ook in jou wese het jy van hierdie geesies wat werk en wat behulpsaam is om jou lewe aan die gang te hou. Alles lewe van Vader, niks is dood nie. En as jy die goed vir mense sê, dan sê hulle ook weer, maar waar is jy nou? Maar waar het hierdie verhale vandaan gekom? Want die ou oermense, wat nou duisende jare gelede geleef het, was so na met Vader verbind en betrokke, dat hulle hierdie geesies kon sien. Inteendeel, hulle het die berge opgegaan en met Vader se engelgeeste gekommunikeer. En waaroor het hulle gepraat? Sekerlik nie geskinder nie. Hulle is geleer hoe werk die natuurgeeste in die goed wat ons om ons sien. En hulle oë is oopgemaak, hulle geestelike oë. En so het hulle dan van hierdie goed teruggebring, die verhale aan die mense vertel. En dit is waar die verhale vandaan kom, wat ons opgeteken gekry het deur die broers Grimm, wat is hulle van? Grimm. En dit het alles te doen met die geestelike ryk wat ons nie kan sien nie. Maar omdat ons dit nie kan sien nie, sê dit nie dit bestaan nie. Dit bestaan wel. Ons gaan verder. Soos baie ander wassel het ek gelees. Dit alles doen hulle wanneer hulle gegryp en deurdring word deur die wil van die een wat my vriend en gids was op die smal en doringagtige pad. Ons het dit gelees en ons gaan nou na vers 8 toe. Ja, hy alleen is Yahweh. Dit is die erkenning wat jy en ek in onsself moet kry. Yeshua is Yahweh. Niemand is aan hom gelyk nie. Groot en klein moet hulle self voeg volgens sy wil. Daar is niks in die hele oneindigheid wat homself teen hom sou kon verset nie. Sy mag gaan alles te bowe en sy wysheid is onnaspeurlik. Al die bestaande is uit hom en daar is niks in die eindelose ruimte van sy skepings wat nie uit hom sou ontstaan het nie.
Ek sien die kragte hom verlaat, soos wat mens morgens die strale van die opgaande son vinniger as weerlig na alle kante sien skiet, en waar 'n straal iets raak en omvat, word iets wakker gemaak. Dit begin lewe en beweeg, en weldra duik nuwe forme en nuwe gestaltes op. Dit is dan nou hierdie geeste wat werksaam word wanneer die son op hulle begin skyn. Maar die menslike vorm is die grens en sluitsteen van alle forme, en sy gestalte is 'n egte hemelse gestalte, want die hele hemel, waarvan Elohim alleen die grense ken, is ook 'n mens, en elke vereniging van engele is eweneens 'n algeheel volmaakte mens. Nou hierdie konsep dat die hele hemel in die vorm van 'n mens is, het ons al bestudeer in vorige lesings, en die heelal is so oneindig groot, dat ek nie nou weer vir julle gaan sê hoe groot hy is nie, maar ons verstand kan dit nie bedink nie. Maar ons heelal, waarin ons aarde 'n klein onbeduidende kolletjie is in die vorm van 'n mens, en ons noem hom die gevalle wêreldmens. En sy vorm is 'n mens wat sit vooroor, sy hare hang hier oor sy kop tot op sy knieë omtrent, en dit is die gevalle Lucifer. Dit is hierdie hele heelal. Almal dink die duiwel is sommer so 'n klein mannetjie met 'n vurk en 'n stertjie. Nee. Al die goed wat ons mee te doen het, is Satan se engele en Satan se demone en duiwels. Hy self is hierdie hele heelal. En hy het die lig verloor. Dis hoekom hy duister is, en hoekom daar in sy hart nie meer lig is nie. En dit is hoekom Yahshua met sy oorwinning oor die dood by Golgotha 'n lig aangesteek het in homself, wat tergelykertyd 'n lig in die hart van hierdie gevalle geesmens was. En dit is die lig wat hy nou hier in hierdie aarde aansteek, sodat al die planete en al die sonne, oneindige van hulle, ook lig gaan kry, want eers moet die hart begin lewe. In jou hart is 'n ligvonkie, is 'n lewenskamertjie, klein, hy sê dis kleiner as 'n speld se punt, maar dit is die konneksie, of die verbinding, tussen jou siel en jou gees, en jy en ek moet daar deurgaan, soos wat hierdie man nou daar deur gehelp is deur Yahshua. Hy kon nie self daar inkom in sy vleis nie. Yahshua moes hom aan die slaap maak, en weer 'n keer aan die slaap maak, en hom lei deur al hierdie dinge. En eers wanneer jy en ek klein geword het, nederig, kan ons deur daai klein poort gaan. Dit is die poort wat die Bybel van praat, waar jy moet laag buk om deur te gaan. En dit is basies hoekom hy hierdie ding sê, die hele hemel is ook 'n gevalle mens. En dit is ons werk, om uiteindelik, saam met Yahshua, 'n nuwe Jerusalem op hierdie aarde te vestig, want in die hemele is hy klaar gebou, en hy word bewoon deur engele. Maar om dit makliker te maak vir al die gevalle wesens oor hierdie hele gevalle heelal mens, moet ons hierdie stad oprig op hierdie aarde, binne die volgende, nie baie jare nie, minder as 10 jaar glo ek, gaan hierdie bedeling eindig, en dan begin die nuwe bedeling op hierdie aarde. En so gaan die planeet na planeet, en son na son, en sonnestelsel na sonnestelsel, gaan lig ontvang, wat van hierdie hart, van hierdie gevalle oermens, Lucifer, nou gaan begin skyn. Volgens die woorde wat Yahshua gesê het, ek is die lig van die wêreld. Hy sê ek is die woord was by God, die woord was God, en die woord het vlees geword. En hy bring die lig, want Lucifer, die verligtende een, dis wat Lucifer beteken, het verduister geword. So eenvoudig.
En die enigste manier hoe ek en jy lig kan bring, is deur liefde te doen, of liefde te betoon. Dit is hoe jy lig ontvang, daar is nie 'n ander manier nie. Jy kan nie na 'n plek toe gaan en sê, hoorie, ek koop nou 'n bietjie lig hierso nie. Jy kan net gaan en jouself opoffer vir Vader en vir jou medemens. Dan ontvang jy lig. So eenvoudig soos dit. Dit is 'n groot geheim van Elohim. En wie nie op die plek staan waar ek nou staan nie, sal dit onmoontlik glo en verstaan. Slegs die suiwerste gees uit Elohim in die mens kan glo en verstaan en sien wat tot die gees behoort, en wat hy in hom het en wat buite hom is, en hoe dit bestaan en ontstaan, en waarom en waarvoor. Daar is niks in die oneindigheid wat nie vir die mens bestem is nie. Alles is gerig op die mens en sy behoeftes in alle tye en onder alle omstandighede. Dis waarvoor hy hierdie groot skepping weer 'n kans gegee het, hierdie gevalle Lucifer, sodat die mens wat agter Lucifer aangegaan het, en die ander mense wat in hierdie ryk vasgevang is, en wat hom nie gevolg het nie, maar wat nou sonder hulle wil beland het in hierdie groot gevalle gees wêreldmens, nou sodat hulle kan uitkom daar, dat hulle weer in die Vaderhuis kan kom, wat basies die hemele is, of die hoogste hemele is die nuwe Jerusalem in die hemele. So dit is basies die groot verlossingsplan, wat net eintlik deur mense verstaan sal word, wat die liefde beoefen. Vir die ander mense is hierdie klomp veerverhale, en gaan hulle dit nie aanvaar nie. Maar tog het hulle nie 'n alternatief daarvoor nie. Joshua gee vir ons al hierdie wonderbaarlike inligting oor die heelal, oor ons bestaan, oor die doelwit van ons siel, en oor die bestemming van ons siel, soos wat hierdie verhaal nou vir ons dit gee. Maar tog sal die mense wat nie Joshua lief het nie, en hom nie herken as Jahwe nie, hier het dit so gestaan, hy is Jahwe, hy is die ek is wat ek is, van ewigheid tot ewigheid. Eers na daai erkenning, sal hierdie goed vir jou duidelik word. Baie dankie.